Goeiemôre vriende, dis vandag Vrydag 24 Oktober 2025. So hier aan die begin van 'n lekker naweek. Môre het ons 'n bietjie bazaar by Sonnekus ouetehuis. So julle is baie welkom, die van julle wat naby is om sommer net daar te kom inloer. Ons help so 'n bietjie daarso. So julle is welkom om te join. Kom ons raak net so 'n bietjie stil voor die Here. Here, ons herinner mekaar gereeld daaraan dat U vir ons 2 rustdae gee, maar Sondags die eintlike rustdag, wat U kom sê, 6 dae met julle arbei en al julle werk doen, maar die 7de dag met julle rus. Nie, dit is 'n gereelde rustdag ingestel. Here, gee dat ons ook die rusposes vat vir onsself. Here, want U weet, daar het U so 'n bietjie sanity ingebou in hierdie weghardlopende wêreld waarin ons almal is. Here, as ons nie daai 7de dag vat as 'n rustdag nie, Here, dan brand ons uit. Help ons om 'n Sondag te vat as 'n rustdag en ook Saterdag, baie keer in die geharwar met die kinders, ook net 'n bietjie rustiger te kan raak. Dankie vir naweek, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is in Efesiërs 4 het ons basies gister klaar gemaak, maar Efesiërs 5 gaan half aan daarmee, né? Wanneer hy kom sê, hy het nou net met ons gechat en vir ons gesê, maar wat is die riglyne vir die nuwe lewe? Net voor dit, vanaf vers 17, het hy stilgestaan in die ou en die nuwe lewe 'n bietjie na gekyk. Julle onthou, ons het 'n bietjie daaroor gepraat. En dan het ons afgesluit gister en ek het vir julle gesê, miskien moet hy net so 'n klein bietjie meer daarvan sê. En nou hy sê hierso in die laaste vers van Efesiërs 4, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, né? Hy praat met die gemeente. Vriende, dit is altyd belangrik. Ek dink in enige organisasie, maar spesifiek in 'n kerk of in 'n gemeente, moet daar goedgesindheid wees, né? En moet daar hartlikheid teenoor mekaar wees. Ek dink die lewe is bietjie te veel vol nors mense. Ons moet weet vriendelikheid hê. Vriendelikheid en vreugde is deel van die vrug van die Gees, né? So ons moet in 'n kerkomgewing, daar waar ons in die gemeente as gemeente by mekaar kom, as die kerk in die gebou, moet ons goedgesind en hartlik teenoor mekaar wees, né? Ek dink dis belangrik, want dis hoe die wêreld wat daar buite is, kyk na ons en sien, maar hier's iets anders, hier's liefde, hier's omgee. In hierdie gemeenskap van gelowiges. Ons sal ook deel wees daarvan. So, as daar nie goedgesindheid is nie, dan is daar 'n slegte gesindheid, né? Dan is daar amper 'n hatigheid. As daar nie hartlikheid is nie, is dit onvriendelikheid wat daar is, né? En Paulus kom sê vir die gemeente, kom sê vir ons nie, julle moet hartlik wees teenoor mekaar, julle moet goedgesind wees teenoor mekaar. Dan kom sê hy, en julle moet mekaar vergewe, soos God julle in Christus vergewe het. Vriende, ons sit met geweldig baie keer mense binne in 'n omgewing, in 'n Christelike omgewing, waar hulle mekaar nie kan vergewe nie. Dit is hartseer, maar dit is waar. En Paulus kom sê dit weer, hy kom sê dit in Romeine, kom sê hy dit, Jesus sê dit self in die Onse Vader gebed, julle moet mekaar vergewe soos ek julle vergewe. Ek sê jy julle moet julle skuldenaars vergewe soos ek julle skuld vergewe. Julle moet mekaar vergewe. Dis deel van ons geloofsbelijdenis, die vergifnis van sondes. So vir Jesus is dit baie belangrik. Dit is eintlik essensieel vir Jesus belangrik, want wat het hy gedoen? Hy het kom die voorbeeld aan die kruis stel om ons te vergewe van al ons oortredinge. Daarom sê hy, jy moet mekaar vergewe. Daarom die gelykenis van die man wat voor die koning gekom en die koning miljoene rande geskuld het. Die koning van hom sê, het gaan verkoop hom, gooi hom in die tronk, verkoop sy gesin om die geld te delg, en dan huil hy voor die koning en pleit, en kry die koning om jammer, dan skel die koning om alles vry, nee, die koning vergewe hom. En dan kom 'n ander man wat hom, gaan hy uit, so loop die gelykenis wat hom 'n paar R100 skuld, en dan sê hy maar, jy skuld my alles, en sê die man, asseblief, sal jy nie, dan sê hy, nee,
gooi hom in die tronk en dan die bly gelykenis is 'n storie, maar dis Jesus se manier om met ons te kom praat en dan het die koning, liewe vriende, sy meer van hom verloor. Hy moes elke liewe sent moes hy terugbetaal omdat die koning hom vergewe het, maar hy het nie iemand anders kon vergewe nie. En dit kom sê Paulus vir hierdie gemeentetjie en kom sê hy vir jou en vir my, dit is 'n ononderhandelbare, jy kan as kind van die Here nie hatig wees nie. Jy moet vergewensgesind wees. Hoekom? Omdat die Vader jou ten diepste alles vergewe het wat jy in jou hele lewe verkeerd gedoen het. Wie is ek of jy om dan nie jou broer of jou suster te vergewe nie? So daar's nie 'n opsie nie, vriende. Dit is ongelukkig nie 'n opsie nie, omdat dit die hart en die siel van die evangelie is. God het Christus gestuur om ons van ons sondes te verlos, om ons te vergewe al die skuld wat ons het, en al wat hy verwag, is dat ek en jy mekaar sal vergewe, en dit is wat Paulus hier kom sê. Nee, en dan die eerste vers, gaan hy daarby aan verstaan ek dan, hy sê, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om sy ontwil, sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was, nee. So hy kom sê, julle moet mekaar vergewe, julle moet hartlik en goedgesind wees, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, kom sê Paulus, en kom sê het vir jou en vir my vandag. So in vergifnis, in hartlikheid, in goedgesindheid, in die manier hoe ons praat met mense, in die manier hoe ons omgee vir mense, in die manier hoe ons die waarheid praat, en moet julle die voorbeeld volg, liewe vriende, van Jesus Christus, omdat julle kinders van God is. En Jesus het vir ons legio voorbeelde kom stel. Mag die Here vir ons help dat ek en jy altyd Jesus se voorbeeld volg. En liewe vriende, kom ons sit nie 'n maar by nie. Ja, maar ek hoor van die vergifnis wat die Here sê, maar jy ken nie my ma nie, maar jy ken nie my sussie nie, maar jy ken nie wat die Here ken nie daai opsie nie. Want hy het nie 'n maar gesit toe hy aan die kruis gesterf vir ons nie, maar omdat julle so lelik met my was, en omdat julle my gespoeg het, en omdat julle my geslaan het, en omdat julle nie na my geluister het, en daarom nie. Nee, daar's nie dit nie. Dis 'n onvoorwaardelike liefde, en God verwag van jou en van my om die voorbeeld van Jesus te volg, en onvoorwaardelike liefde te gee vir die ene wat dit absoluut nie verdien nie. Nie verdien nie. Want Jesus het in ons plek kom sterwe, liewe vriende. Ons vergewe, en ons het dit nie verdien nie. Maar hy het kom sterwe, liewe vriende, vir jou en vir my. So ek en jy moet sy voorbeeld volg, en in sy voetspore volg, soos een van ons waardes sê, en die volgende waarde sê, dis sodat die Heilige Gees deur jou en my moet werk. Nee, daarom kom sê hy hierso op 'n stadium, ons hierso wat ons gesê het, in vers 23 van Efesiërs 4, julle gees en gedagtes moet nuut word, ons moet anders lewe, nee, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. Vriende, mag ek en jy dit so uitlewe. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.